die Oekraïne. En haar dogter Maria-Lena is baie siek met kanker op die oomblik. Bly bid asseblief saam met haar. Dit gaan regtig nie goed met die arme jong meisiekind nie. En ek dink regtig, kom ons vra vir die Here ook in ons stilte tyd hierdie week vir 'n wonderwerk. Want die dokters begin moed opgee, hulle begin praat van palliatiewe sorg om sterwensbegeleiding te doen daarso. So asseblief, kom ons bid vir Michelle, maar in besonder vir Maria-Lena, dat die Here vir haar sal goed wees. Ek wil graag vanoggend met julle Johannes 17 deel, Jesus se gebed wat hy gebid het die aand. Toe hy nou met die donkie inkom, het hulle by die bokamer aangekom en daardie aand van Johannes 14 tot 17 lees jy die afskeidsrede van ons Here Jesus en dit sluit af met die gebed. Die aand voor die kruisiging, so dis nogal 'n gepaste teks, so kort voordat ons by die Goeie Vrydag kom. Nadat Jesus dit gesê het, het hy na die hemel toe opgekyk. En wat het hy gesê? Hy het gesê, in die wêreld gaan julle moeilike tye hê, maar hou vas aan my, julle gaan oorwin, want hy het oorwin. Nadat Jesus dit gesê het, het hy na die hemel toe opgekyk. En sê, Vader, die tyd het gekom. Verheerlik u Seun, sodat u Seun u kan verheerlik. U het hom immers volmag oor die hele mensdom gegee. Om aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe te gee. Dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God, en Jesus Christus wat deur u gestuur is. Ek het u op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat u my gegee het om te doen. Verheerlik u nou by my, by u Vader met die heerlikheid wat ek by u gehad het, nog voordat die wêreld bestaan het. Ek het u naam bekend gemaak aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee. En hulle het my woord, u woord ter harte geneem. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het van u afkom, want die woorde wat u my gegee het ek aan hulle gegee. Hulle het dit aangeneem en tot die oortuiging gekom dat ek waarlik van u af gekom het, en hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. Almal wat aan my behoort, behoort aan u, en wie aan u behoort, behoort aan my. Ek word deur hulle verheerlik. Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld, ek kom na u toe. Heilige Vader, bewaar hulle in u naam, die naam wat u my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle in die naam bewaar, die naam wat u my gegee het. Ek het hulle beskerm, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat verlore moes gaan, sodat die skrif vervul kon word. Maar nou kom ek na u toe, en ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. Ek het u woord aan hulle gegee, en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort ook nie tot die wêreld nie, net soos ek nie aan die wêreld behoort nie. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. En ter wille van hulle wy ek my aan u toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan u toegewy kan wees. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u Vader in my is en ek in u, dat hulle in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die heerlikheid wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle, u in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het, en hulle liefhet net soos u my liefhet. Vader, ek wil graag hê waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat u aan my gegee het, omdat u my al voor die skepping van die wêreld af lief gehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken u nie, maar ek ken u,
en hulle hier weet dat U my gestuur het. Ek het U naam aan hulle bekend gemaak en ek sal dit verder bekend maak sodat die liefde wat U aan my bewys het in hulle kan wees en ek ook in hulle. Lees vanoggend tot sover. Nou, dankie. Gooi sommer die volgende prentjie op. Dankie Christo. Baie bekende skildery. So 'n paar jaar terug het Dan Brown weer die hele wêreld se fokus daarop geplaas en die wêreld op hol gemaak toe hy in die Da Vinci Code gepraat het van die geheime wat ou hier raak lees. Nou ek wil nie vanoggend oor Dan Brown praat nie, maar oor Leonardo, net so ietsie 1495 het hy begin skilder. En hierdie is een van die wêreld se bekendste skilderye. En nee, dis nie hy wat in die Sixtynse kapel in Rome is nie. Hierdie skildery wat in Rome is deur Cosimo Rosselli en Biagio de Antonio geskilder. Al in 1481 tot 82. Hy lyk baie soortgelyk aan die een van Leonardo. En al drie hierdie kunstenaars het dit wat ons gelees het in vandag se teks 'n bietjie probeer beskryf. Leonardo is my net so bietjie mooier. Hy is in die klooster van Santa Maria della Grazie in Milan. So as jy Italië toe wil gaan en jy wil hierdie een sien, moet hom nie gaan soek in die Sixtynse kapel nie, gaan bietjie Milan toe. Dan kan mens Leonardo se skildery sien. Albei die skilderye, die aand wat die eerste nagmaal bedien is. En dit was net voordat Jesus hierdie kosbare gebed gebid het. Ons gesê die dag het vreemd begin. Dis hoekom ek vir die kinders ook die gedeelte gelees het van hoe Jesus in die plek ingekom het. Maar ek wil jou eers terugvat. Toe Jesus en sy disippels met die donkie aankom by die plek waar hulle die Pasga maaltyd sou vier die donderdag aand, het iets vreemd gebeur. Jy lees dit in Johannes 13. Dat Jesus die rol van 'n dienskneg aanvat. En hy het dit al klaar gedoen, amper in die sin dat hy met die donkie daar aangekom het. Maar toe het hy sy boekleed uitgetrek en hy het 'n tipe van 'n washanddoek om hom gevou. En hy het sy disippels se voete een na die ander begin was. En hy het vir sy disippels gesê, as jy groot wil wees in die koninkryk van God, dien die ander. Daarmee het hy Johannes 13 vers 34 ook vir ons 'n nuwe gebod kom gee. Om te sê, dis my nuwe opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos wat ek julle liefhet. En dis waar die toets van geloof kom. Die skare het vroeër geroep, Hosanna, prys hom, wat in die naam van die Here kom. Die hele stad, klink dit vir my as mens so lees. En toe het hulle dalk uitgevind, wat kos dit om 'n disipel van Jesus te wees? En skielik het hulle opinie verander, dat hulle hom eerder wil doodmaak, dat hulle eerder hom wil stil hê. Maar Jesus se disippels het daardie aand, om die eerste nagmaal, is hulle voorberei vir die nuwe koninkryk van God. En daarna het Jesus die nagmaal aan hulle bedien. En lees ons van die belangrikste goeders wat die kerk moet onthou van alle tye, dat Jesus vir ons gebid het. Dat hy gebid het dat ons suksesvol sal wees in die sending wat hy vir die kerk nagelaat het. Hy het vir sy disippels gebid, maar ons lees dit ook duidelik tussen die lyne, dat hy bid vir die wat nog sou kom, deur die woorde van die disippels. En daarom wil ek net vandag vir jou eerstens vra, wat ek vir die kinders ook gevra het. Wat is die verskil tussen prys hom en kruisig hom in jou lewe? Tussen Hosanna, prys hom wat in die naam van die Here kom, of aan die ander kant kruisig hom in ons lewe. Die woedende skare was opgesweep teen Jesus. Hy was toe nie die Messias wat hulle verwag het nie. Hy het toe nie gekom om die Romeine dadelik uit die land uit te jaag, sodat hulle vry Israel weer kon wees nie. Hulle het verwag, eintlik al van die tyd van die ballingskap af, dat die Messias sou kom as 'n politieke bevryder, as 'n koning uit die nageslag van Dawid, dat hy die militêre mag sou hê om die Romeine ontslae te raak. Teen hierdie tyd wat hulle daar was,
was Israel al 'n paar keer in die geskiedenis eintlik maar die sokkerballetjie van groot nasies gewees. Dit was die Assiriërs, dit was die Babiloniërs, dit was die Grieke. Die Perse het hulle daarom laat huis toe gaan. Die Grieke het gekom en toe uiteindelik die Romeine. Elke keer is hulle net hierdie klein landjie in die middelpunt van 3 kontinente. En as hulle baie rondgeskop het, hulle die Messias begin verwag wat hulle sou bevry. Het hulle gedink Jesus gaan die Romeine wegjaag. Ons Here Jesus het gekom om God se mense vry te maak. Maar dit het anders gewerk as wat die wêreld verwag het. In die stilte van die boefretrek waar die disippels Jesus, waar hulle saam die grootste reddingsdaad wat die Jode onthou het, die uittog uit Egipte gevier het, was Jesus besig om met daardie maaltyd en sy gebed hulle voor te berei dat sy tyd op aarde verby is. Hy sê, Vader, die tyd het gekom, verheerlik die Seun, sodat die Seun U kan verheerlik. Kyk, Johannes het sy evangelie baie jare na die ander 3 evangelies geskryf. Hy was al 'n ou man wat baie diep kon dink oor die lewe. En hy beskryf Jesus se kruisdood as deel van die verheerliking van Jesus. Dit klink vreemd, hoe kan mens die kruis verheerlik? Maar dan bedoel Johannes dit in die sin van dis die grootste oorwinning waar die menslike natuur met al sy begeertes aan die kruis vasgespijker is. Waar Jesus, waar Adam die sondeval in die wêreld ingelei het, het Jesus gekom om al die sonde van die wêreld op hom te neem en het hy daarvoor aan die kruis gesterf. Dis die grootste daad van gehoorsaamheid wat redding vir die hele wêreld gebring het. En daarom beskryf Johannes dit in sy evangelie as die verheerliking van Jesus, die ultimate gehoorsaamheid aan die Here. Jesus in vers 2, hy het die volmag by sy Vader gekry om ewige lewe te gee. En ewige lewe word in vers 3 dan beskryf om Jesus te ken, om hom waarlik te ken, om hom Here van jou lewe te maak, om 'n disipel te wees wat in sy voetspore volg. Dit gee vir jou die ewige lewe. Nie net om te weet dat Jesus wel bestaan het, dat jy wel glo hy het gesterf aan 'n kruis nie, maar dat jy jou lewe oorgegee het aan hom. Die verskil tussen kruisig hom en Hosanna lê in geloof. Nie om wie ek dink Jesus vir my behoort te wees nie, maar om vas te hou aan die Seun van God, soos wat hy homself aan ons kom openbaar het in sy woord. Ons, sê vers 7, is die mense wat oortuig is dat Jesus deur die Vader gestuur is om vrede tussen God en mens te bring. Jesus het 'n baie duur prys betaal om dit vir ons moontlik te maak. Dis waar ons Vrydagoggend 8:00 stil gaan word in die Gees. En in die Gees voor die kruis van Jesus te staan kom om dankie te sê. Tweede een wat ek net hier wil uitlig is, Jesus bid dat sy volgelinge mense van die woord sal wees. In vers 6 sê Jesus, hy het gekom om sy Vader te kom bekend maak. En gelowiges is mense wat Jesus se woorde ter harte neem. Jesus sê, ons het nog nie die Vader gesien nie, maar hy ken die Vader en hy die Vader aan ons kom verduidelik. Die heel eerste woord het Johannes 1 vers 1 gesê is Jesus self. Hy is die woord wat van die begin af by God was, self God is en deur wie alles ontstaan het. Daarom bid Jesus ook in vers 17 dat ons mense van die woord sal wees. Hy sê, laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. En soms maak hierdie vers my 'n bietjie bang. Jesus het gebid dat ons toewyding in ons groei in die woord sal verdiep. Al hoe meer die Bybel kosbaar sal ag, al hoe meer tyd daarmee sal spandeer. En mens kom maar net agter, veral as mens so met ons jonger mense werk, ons mense ken nie meer die Bybel nie, ons spandeer nie meer baie tyd in die Bybel nie. En dit maak dat ons baie keer rondgegooi word deur die golwe van die tyd waarin ons leef. Is ek en jy nog toegewy aan God se woord?
Dan ten slotte, Jesus bid vir die eenheid van sy kerk. Die woord wat die Here Jesus die meeste gebruik in hierdie hele gebed is die woord eenheid. En hy verduidelik dit so, hy sê, hy en die Vader is een. En daarom bid hy dat sy volgelinge ingetrek word in hierdie eenheid. Petrus sê dit ook baie mooi in 2 Petrus 1, dat ons deel kry aan die goddelike natuur deur geloof. Beteken nie ons word God nie, maar dit beteken ons word deel van God se huisgesin. Ons word sy kinders. Ons word deel van sy bruid hier op aarde. En wanneer ons in verhouding met hom leef en in verhouding met mekaar leef, dan word die liefde van Jesus sigbaar. Hy sê in vers 11, hy en die Vader is een, in vers 22 sê hy het sy heerlikheid, die feit dat hy God is, met sy disipel gedeel, sodat hulle een kan wees, soos die Vader en die Seun een is. En dan vers 23 wat sê, ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het. En hulle liefhet soos u my liefhet. So baie belangrik om net vanoggend te verstaan. God die Vader het ons so lief dat hy sy Seun gestuur het. Die Vader en die Seun is een. Jesus het deur die krag van die Gees met sy kerk begin werk, ons in te trek in hierdie verhouding met God. Koninkryksmense, huisgesin van God. Jy behoort aan die Here. En dan, omdat jy aan die Here behoort, soos Johannes 13 en Johannes 15 vers 34, 13 vers 34, 15 vers 12 sê, jy is een van die mense wat die opdrag ontvang het om die ander lief te hê, soos wat Jesus hulle lief het. En wanneer ons lief het, wanneer ons eensgesind is, wanneer ons een is, sal die wêreld weet dat die Vader hom gestuur het. Die kerk se getuienis lê aan dat ons een sal wees. Beteken nie ons is almal dieselfde, beteken nie ons stem oor alles saam in die kerk nie. Beteken regtig nie ons het altyd presies dieselfde gedagtes oor 'n ding nie. Maar as jy in jou eie huisgesin dink, watter gesin het dit? As mens net vat op my huisgesin, as mens 'n Karibeker kyk, ek is 'n bloubil, jy staar die afgelope klompie jare, my een seun is 'n stommer om een of ander rede, en van die ander, my vrou hou van die Vrystaat. As chaos as ons rugby kyk, maar ons is een gesin met dieselfde van, ons behoort aan mekaar. Die belangrike hierso is, Jesus sê, wanneer die kerk een is, wanneer ons mekaar lief het, dan gaan die getuienis uit dat Jesus die Here is. En dan sal die wêreld glo dat hy die Here is. Die wêreld steel nie vreeslik aan ons ander praatjies nie. Hulle is nie baie beïndruk daarmee as ons vir hulle sê, maar die Bybel sê, jy moet nou so maak nie. Maar wanneer ons vir hulle liefde wys, dan glo die wêreld. Die kerk is die een plek waar daar nie haat tussen mense mag wees nie. Met 'n plek van liefde, aanvaarding wees. Jesus bid dat ons ten spyte van al ons verskille, een in Christus sal wees. Die eenheid, dis ons getuienis dat Jesus die Here is. Kom ek sluit af. Jesus bid vir ons. Hy bid dat die Vader verheerlik sal word. Hy bid dat elkeen wat glo dat hy die Here is, deel sal word van hierdie eenheid met wat die Vader en die Seun reeds beleef het. Hy bid dat ons toegewyd sal leef aan die waarheid. Dat ons toegewyd sal wees aan sy woord. Hy bid dat ons liefde onder mekaar so sal groei, dat ons werklik een in geloof sal wees. En deur ons liefde, ons eenheid, sal die getuienis uitgedra word, dat hy die Here is. Dit het Jesus vir sy disippels gebid, die 11 wat oor was. Judas het klaar uitgevlug om Jesus te gaan verraai. En bid hy ook vir die wat tot hulle woorde, tot geloof sou kom, die gelowiges van alle tye. Mag ek en jy besef dat ons die ewige lewe het, omdat ons in Jesus glo. Mag ons toegewyd wees aan sy woord. En mag ons regtig die eenheid wat daar tussen ons deur die Gees geskep word, bewaar, sodat dit ons getuienis kan wees. Jesus is die Here. Amen. Hemelse Vader, help ons om te onthou dat Jesus vir ons gebid het. Jesus het ons geleer dat alles wat gebid word volgens u wil, dit word waar. En as Jesus dan vir ons gebid het, dan weet ons hierdie gebed
het geweldige groot krag. Daarom bid ek dat elkeen sal besef, wanneer ons u roepstem hoor, wanneer ons u volg, dan het ons die ewige lewe op grond van vers 2 en 3. Help ons om toegewy te wees aan u waarheid, u woord ernstig in ons lewe op te neem. Help ons om te groei in ons eensgesindheid in die gemeente, ons eenheid onder mekaar. Dankie Here Jesus, dat u ons wil gebruik as getuies van die liefde in hierdie wêreld. Mag ons dan in hierdie Paasfees week regtig diep dink oor hoe kosbaar ons vir u is. Here Jesus, dat u bereid was om vir ons aan 'n kruis te sterf, maar dat u nie 'n dooie Here is nie. U het opgestaan, u het alles kom nuut maak. Maak ook vir ons nuut in hierdie week. Dankie dat ons dit in die naam van ons Verlosser mag vra, Jesus, ons Here. Amen.